Ek gesels vanmôre met jou vanuit 'n lekker koel Pretoria, so lekker vars vanmôre. Ek kan voel die winter is hier. Dag 83 van ons daaglikse oordenkingsreeks. Ek is Rinus van Sion in Parys. En vanmôre wil ek vir jou sê, wag op die Here. Hoor wat sê Handelinge 9 vers 31 vir ons. Die kerk het deur die hele Judea, Galilea en Samaria vrede gehad. Die gelowiges is opgebou en het in ontzag vir die Here geleef. En hulle is deur die Heilige Gees versterk. Op hierdie manier het hulle getalle aangegroei. Die kerke is opgebou en vermeerder. Wanneer? Toe hulle van Paulus ontslaag geraak het. Paulus, wat so 'n hart vir die volk van Israel gehad het, is uiteindelik uit Israel gestuur na nie-Joodse gebied, waar hy die volgende 7 tot 10 jaar in die vergetelheid in Tarsus sou deurbring. Miskien kan jy daarmee vereenselwig. Miskien is jy 10 jaar gelede gered en jy het so 'n visie gehad, so begeerte om in 'n bediening of in diens gebruik te word. Jy het gedink, ek is spesiaal gemaak om dit te doen, of ek het 'n roeping op my lewe hiervoor. En jy het probeer, maar dit het nie uitgewerk nie. Miskien het jy die afgelope 10 jaar net gewag en gewonder, gaan die Here my ooit gebruik? Hou moed. Die man wat die wêreld onderste bo sou keer, die belangrikste prediker van alle tye, die magtigste persoon wat ooit geleef het, behalwe vir die Here Jesus Christus, moes eers toe deure ervaar, en 10 jaar van sit in Tarsus, terwyl die Here hom herwerk en herbedraad het. As die Here dit in jou lewe doen, moenie moedeloos word nie, moenie tou opgooi nie, moenie wegloop nie. Laat hom sy werk doen en sy sin kry. Gaan met die stroom saam, sit jou agenda weg, keer terug na die basiese beginsels en sê, Here, wat wil U hê ek moet doen? En mag die Here jou seën in die dag om vrede te hê, om te weet jy's op die plek waar God jou wil hê. Die Here seën jou. Amen.